is like the grass. Wat die aankondigings betref, hierdie blaadjie, kom ons hoor gou of jy van die kinders is wat hier is wat verjaar hierdie week, enige kinders wat verjaar. Lyk nie so nie. Kom ons probeer die huweliksherdenkings. Huweliksherdenkings hierdie week. Lyk my iemand het gedink, dit is al 'n sin, maar dit lyk nie, dit was so nie. Kan moeilikheid veroorsaak. Goed, lyk my nie, dat is die week nie dan. By die deure is daar kollekte vir moslim bediening. So, as jy met die uitgaan ietsie wil gee, dit gaan van moslim bediening. Met elke erediens wil ons in die eerste plek die eer van die Here soek. Ons noem dit ons ook 'n erediens, om die Here te eer. Met elke erediens wil ons dan saam met Paulus sê, soos hy in Romeine 11 vers 33 tot 36 gesê het, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onaanspeurlik sy leer. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons eer die Here ook met ons hofliedere. Kom ons sang 2 liedere net na mekaar. Dit is Halleluja in die hemel en ook Here, heilige Here. En net daarna gaan die kleintjies graad 1 tot 3, gaan die kleintjies van graad 1 tot 3 dan na die saal toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir U kan aanbid. As die Vader, Seun en Heilige Gees. As die een wat ook ons lewens geskaap het, vir ons ook die voorreg en die geleentheid gegee het om op hierdie aarde te mag leef as mense en alles te mag ervaar wat dit ook beteken en inhou. Ons wil veral vir U baie dankie sê dat U vir ons kom aanspreek deur U woord al so baie in die verlede, dat U met ons kom praat het, dat U ook 'n antwoord van ons gevra het. Dankie dat ons kon ja sê op U lewende woord en dat ons 'n pad saam met U kon begin stap. Maar dit is omdat U ons eerste lief gehad het. Ons sê ook baie dankie dat U ons vanoggend hier bymekaar gebring het as deel van hierdie gemeente. Dankie vir U liefde ook vir elke gelowige in ons land en oor die wêreld. Elkeen wat U uit genade gered het. En nou Here, weet ons ook, ons het dit nodig dat U langs die pad wat U met ons stap, vir ons ook sal versterk, dat U vir ons sal voed deur die woord, maak ons geloof, ook van Parelberg gemeente en van elkeen van haar lidmate behoort dit 'n uitstaande kenmerk te wees. Sonder geloof kan ons nog nie werklik 'n gemeente van die kerk van Jesus wees nie. Geloof, kan ons maar vanoggend sê, is soos die fundament waarop die huis van ons godsdiens gebou is. Geloof is die fundament. En dan gaan dit oor ons geloof in God die Vader en in Jesus Christus en in die Heilige Gees.
12 artikels van ons geloofsbelijdenis begin so mooi as dit sê, ons glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. En dan is daar ook 'n paar artikels wat gaan oor Jesus en een artikel wat gaan oor die Heilige Gees wat in ons en by ons kom woon. Geloof is die fundament waarop die huis van ons godsdienst gebou is. En kom ons sê dit maar weer, dit is so logies, maar kom ons sê dit weer, sonder geloof kan ons nie gemeente van die kerk van Jesus wees nie. En hieraan moet ons onsself maar altyd weer herinner. Ons is gelowiges, dis wie ons is gelowiges, en ons geloof in die drie-enige God moet ook vir almal rondom ons sigbaar wees. In die geval van die gemeente van die Tessalonisense was hulle geloof blykbaar so duidelik sigbaar vir ander mense dat Paulus ook in sy gebede die Here daarvoor kom dank. Maar dan die tweede ding wat Paulus se hart so dankbaar gemaak het, en dit is die liefde van hierdie gemeente van die Tessalonisense, hulle liefde. En as geloof die fundament is van die huis van ons godsdienst, dan kan ons seker sê dat liefde die mure van hierdie huis vorm. Ons liefde is juist die praktiese uitleef van ons geloof. Dit is om te doen wat Jesus gesê het, toe hy die wet opgesom het en gesê het, jy moet die Here jou God lief hê bo alles en jou naaste soos jouself. Daarom is gelowiges mense van die liefde. Liefde vir God en liefde vir ons medemens. Ja, as gelowiges moet ons mense wees wat ander se belange bo ons eie stel. Wat ons selfsugtig is. Wat ander help, wat in nood verkeer. Armes, siekes, eensaames, bedroefdes, of watter vorm van nood ons ook al raak sien. Daar moet ons ondersteun weet, ons liefde. Iemand het gevra, hoe lyk liefde? Toe het dieselfde persoon gesê, liefde het hande om ander te help. Dit het voete om vinnig by armes en behoeftiges uit te kom. Dit het oë om ander om ellende en nood raak te sien. Dit het ore om die sigte en smarte van die mens te hoor. Dit is hoe liefde lyk. En as Paulus aan die gemeente van die Tessalonisense ding, dan sê hy, onthou hy veral die inspanning van hulle liefde. Dis die woord wat hy gebruik, die inspanning van hulle liefde. En dit herinner ons daaraan dat liefde baie keer van ons vra om moeite te doen terwille van ander mense. Dat liefde baie keer van ons vra om ons in te span terwille van ander mense. Liefde vra baie keer dat ek dalk iets moet opoffer om die lewe vir iemand anders beter of makliker te kan maak. Opoffering van my tyd, opoffering van my geld dalk, opoffering van my eie gerief en gemaak. En ons moet tog vir onsself vanoggend vra, hoe lyk die inspanning van Parelberg en haar lidmaat? Span ons in om die liefde uit te leef wat die Here van ons vra. Ons moet vra, hoe lyk die mure van liefde wat ons elkeen en ons almal saam as gemeente besig is om te bou op die fundament van die geloof. Sou Paulus, as hy in hierdie tyd aan ons 'n brief geskryf, ook kon sê, onthou die inspanning van julle liefde, van die gemeente van Parelberg, onthou die inspanning daarvan, van julle liefde, en ek dank die Here daarvoor. As gemeente moet ons elke dag die mure van ons liefde bly bou op die fundament van ons geloof. Ons kan nie net stop by die geloof, ons moet ook verder gaan en uitleef in die liefde. Maar soos almal weet, huis het ook 'n dak nodig. Die fundament is ons geloof in die drie-enige God. Die mure wat ons daarop bou is ons liefde vir God en vir ons medemens, uitleef van die liefde. En die dak van die huis kan ons sê, is die hoop wat daar in ons as Christene leef. Dis die hoop wat daar in ons leef. So hier het ons nou weer bekende drietal waarvan Paulus ook praat in daardie wonderlike hoofstuk oor die liefde in Korintiërs 13. Die drietal geloof, hoop en liefde. En ons weet, geloof, hoop en liefde is al drie noodsaaklike elemente van ons godsdienst. Daarom sê ons sommer vanoggend, dis die fundament en die mure en die dak van ons geloof. En kom ons praat dan ook nog 'n bietjie verder oor die dak van ons godsdienst, oor ons hoop. En hoop is juist in hierdie tyd so 'n belangrike ding, want ons weet baie mense het hoop verloor. Baie mense is dalk vanoggend wanhoopig. Miskien is hier ook iemand hier by ons vanoggend wat regtig sukkel om hoopvol te bly lewe.
So kom ons praat daaroor, ons vra, wat bedoel Paulus hier in sy brief, as hy van hoop praat? Wat is hoop in die Bybel? Ons lees op talle plekke in die Bybel van hoop. Wat is dit? Dan kan ons begin deur te sê, om op die Here te hoop, het veral te doen met die beloftes van die Here. Weet dit wat hy beloof het om in die toekoms te doen? Ja, ons hoop as gelowiges is om te weet dat die Here sy beloftes gaan laat waar word. Dit is nogal moeilik om met regtige woorde te beskryf, maar ek dink hoop is iets hier binne, omdat jy net weet. Jy weet net, die Here is getrou, die Here sal doen wat hy beloof het, jy weet dit net hier binne. Dit is ons hoop. Gelowiges se hoop, dat ons oortuig is dat God in die toekoms getrou sal bly, soos in die verlede, dat hy in die toekoms getrou sal bly aan homself en sy beloftes sal laat waar word. En in die gemeente van die Tessalonisense geval herinner Paulus hulle veral aan die belofte dat Jesus weer sal kom. Vers 10 wat ons lees, sê Paulus vir hulle dat hulle mos as gemeente vir Jesus uit die hemel verwag. Hulle verwag dat hy weer kom, hulle verwag sy wederkoms. Dink net vir 'n oomblik wat 'n verskil maak hierdie hoop, die hoop op die wederkoms, ook aan ons toekoms. Om te weet Jesus kom weer, om te weet net die binne in ons, om daardie hoop te hê. Ons weet dat hy kom, ons weet dat hy by sy wederkoms alles nuut gaan maak. Nuwe hemel en aarde, sonder onreg, sonder geweld, sonder trane. Van ons vra die Here net om te volhard in hierdie geloof, in hierdie hoop, soos die gemeente van die Tessalonisense dit gedoen het. Om te volhard in hierdie hoop, al is dit vir ons baie keer moeilik om dit te doen. Is daar baie dinge op hierdie aarde en dinge in ons land en dat in ons eie lewe wat wil maak dat ons hoop verloor. Ek het hier eens 'n paar baie treffende aanhalings oor ons Christelike hoop raakgeloop en ek wil graag 2 van hulle met u deel. Want ek dink hierdie aanhalings kan vir ons help om beter te verstaan vanoggend ook hoe belangrik die hoop van Christene, van ons as gelowiges is. Die eerste aanhaling is van Carlo Caretti. En ek dink hy help vir ons in hierdie aanhaling om te verstaan dat hoop niemand net 'n soort optimisme is. Optimisme is soos mis voor die son, verdwyn maklik. Maar hoop is baie meer, hoop is ook baie anders as blote optimisme. So wat sê Caretti? Hy sê optimisme is om te glo in wat mense moontlik kan vermag. Hoop is om te vertrou op wat God reeds vermag het en daarom weer kan doen. Dan gaan hy verder. Optimisme beteken geloof in die potensiaal van mense. Hoop beteken geloof in die almag van God. So dis duidelik uit hierdie aanhaling dat ons hoop nie met die feilbaarheid van mense te doen, maar met die onfeilbaarheid en met die almag van God. Ons hoop sê, God is in beheer, nie mense. Gaan nie net oor optimisme, gaan oor hoop. Dit gaan oor God. Dan 'n tweede aanhaling oor die hoop wat ons as Christen het. Dit is 'n bietjie langer as die eerste een, maar ek dink hierdie aanhaling wys veral watter praktiese verskil hoop in ons lewens elke dag kan maak. John C. Maxwell het gesê, hoop skyn op sy helderste wanneer die nag op sy donkerste is. Hoop motiveer wanneer ontmoediging ons pad kruis. Hoop gee nuwe krag wanneer ons liggaam moeg is. Hoop gee soetigheid in die bitter van die lewe. Hoop sing wanneer daar nie meer musiek is nie. Hoop glo wanneer al die bewyse uitgewis is. Hoop klim oor hindernisse wanneer niemand help nie. Hoop verduur swaar kry wanneer niemand omgee nie. Hoop glimlag met vertroue wanneer niemand lag nie. Hoop hou aan op pad na die oorwinning wanneer niemand wen nie. Ek dink hierdie aanhaling wys vir ons dat hoop ons help om die Here en sy beloftes te bly vertrou, al vind ons dit hoe moeilik om te glo en te vertrou. Hoop stel ons in staat om uit te hou en aan te hou, ook wanneer ons eintlik al wou te opgooi. Dan help hoop ons nog vorentoe. En terwyl ons met aanhalings besig is, kom ons haal ook 2 verse uit die Bybel. Hierdie 2 verse vra ook duidelik die taal van hoop. Taal van hoop.
Dis die baie bekende Habakuk 3, vers 17 en 18, wat sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beestkrale sonder beeste wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die hoop wat ons as Christene van die Heilige Gees ontvang, daarin hoop die binne in ons, dit help ons om soos Habakuk te kan sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal onder alle omstandighede bly vertrou en bly jubel in die Here, want ek hoop op God. Ek hoop op hom wat sy beloftes in die toekoms gaan waarmaak. En nou nog net om af te sluit graag iets sê oor 'n belangrike woord wat 2 keer in hierdie gedeelte wat ons gelees het voorkom, in vers 6 en in vers 7. Dis die woord voorbeeld. Paulus sê in vers 6 vir die gemeente van die Tessalonisense, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. En dan net in die volgende vers 7 sê hy vir hulle, so het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Die gelowiges van Thessalonika het Paulus en sy medewerkers se voorbeeld gevolg en hulle die Here begin volg. Hulle het kinders van die Here geword, hulle het gelowiges geword. Net so belangrik, hulle het self 'n voorbeeld vir ander geword. Veral dan glo ek 'n voorbeeld van geloof, hoop en liefde. En kom ons vra vanoggend vir onsself, en kom ons neem dit met ons saam in hierdie week. Watter voorbeeld stel Parelberg gemeente en haar lidmate van geloof, hoop en liefde? Watter voorbeeld stel elkeen van ons? Watter voorbeeld stel ek van geloof, hoop en liefde? Mag die Here ons help om sy leiding hierin te soek en ook te volg, want soos ons weet, die wêreld waarin ons leef, het baie dringend lewende voorbeelde van geloof, hoop en liefde nodig. Hulle wag dat ons daardie voorbeeld sal gee. Amen. Hemelse Vader, ons sê weer eens baie dankie vir die Bybel, die ou boek. Met die ou brief van Paulus waaruit ons vanoggend kon lees. En dankie vir die voorbeeld van daardie jong gemeente van Thessalonika. Wil U ons ook asseblief help, dat mense ook sal weet, wanneer hulle met ons te doen het, dat ons gelowiges is, dat ons glo, maar dat hulle ook sal ervaar dat ons geloof uitleef in ons liefde. En ja, Here, veral in hierdie tyd ook, dat mense sal agterkom, ons leef met hoop. Ons is nie wanhoopig nie. Ons het nie moed opgegee en tou opgegooi nie. Want ons weet U is in beheer. En ons weet U maak U beloftes waar. Maar Here, ons bid ook vanoggend vir elkeen wat sukkel om so te glo, so lief te hê, ook veral om so te hoop in hierdie tyd. Ons weet dat ons maklik kan praat as dit met ons persoonlik dalk goed gaan. Maar dit is 'n ander saak as 'n mens self in die knel sit, as jy in 'n krisis is, as dinge nie vir jou wil uitwerk, dan kan dit so moeilik wees om te bly hoop. Ons bid daarom vir mekaar, ons bid vir hulle, wie se name op ons voorbereidingslysie is, hulle wat siek is, operasies gehad het, een of ander rede ook in hierdie tyd swaar het. Ja, Here, wil U self hierdie Gees, die vlamme van hoop weer hoog laat brand, ook in hulle elkeen se lewens. Ons kan vanoggend ook nie anders nie, Here, as om vir ons land te kom bid. Ons weet, Here, dat daar soveel groot probleme is. En ons voel baie keer so absoluut magteloos. Ons kom pleit by U om genade. Ons bid, Here, dat U veral mense sal help
om nie net hulle eie standpunt te bly vashou en te verabsoluteer, maar dat ons almal ook sal oop wees vir gesprek met ander. Dat ons oortuigbaar sal wees. Ons bid dan veral ook vir die leiers, Here, dat die leiers hulle afhanklikheid van U ook sal besef en in hierdie tyd ook U leiding sal soek, sodat hulle ook in staat is om ons mooi land in die regte rigting te kan lei. Ons bid vir die kerk, ook vir Parelberg gemeente dan spesifiek. En Here, mag ons in hierdie week wat voorlê, in die tye wat voorlê, werklik lewende voorbeelde wees van geloof, hoop en liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons wys ook ons dankbaarheid teenoor die Here en ons dien hom met ons offergawe. Liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen